Hallo, dis Maurits van Heerden van Open Woord Bedieninge. Ek en mevrou Marinda bring vir u boodskapies en voorlesing ensovoorts soos vir die Here vir ons wys. So ons is nou al reeds by hoofstuk 7 van die boek Openbaring. So, kom ons kyk wat sê dit vandag en wat wil die Here vir ons leer. Ek wil net vir u sê dat die skrif aanhalings in die gedeeltes wat ons lees hier kom verkieslik uit die 1933-53 Afrikaanse vertaling. En ek verwys heel dikwels na die King James vertalings met die Strongs verwysingsnommers by. Om seker te maak dat ons 'n skerp omlynde beeld verkry, sal ek stop en die skrif ondersoek of verklaar sover dit binne my moontlikhede of binne my bereik is. Ons het nodig, as ons besig raak met die skrifte en veral die boek Openbaring, dat ons harte, ons verstand en ons ore tot beskikking van die Heilige Gees stel, want dit is die poorte waardeur die openbarings wat vervat is in die boek op ons harte geskryf kan word. En die Heilige Gees is die skrywer. Nou, ek glo dat die hele Bybel, van die wat die eerste woord in die Bybel is, tot in die Amen, die laaste ene in Openbaring, is deur God gegee om ons ingelig te hou. En dit het baie meer vir ons te doen wanneer ons op die plek kom en ons begin verstaan wat die belangrikheid en die impak is wat hierdie skrifte en hierdie inligting op ons lewe behoort te hê. En voor ons dan begin, vra ek, Here, sal U met ons spreek deur die Heilige Gees? En ons vra, Here, dat U ons sal help om ons harte op U gerig te hou. Help ons, Vader, om te hoor wat die Gees in die gemeente sê. Voor ons hoofstuk 8 doen, gaan ons gou net in vinnige opsomming kyk van wat sover gebeur het en in die gedeeltes wat ons gelees het. Hoofstuk 1 vertel vir ons wie is die skryba teenoor die skrywer van die boek. Nou, daar's 'n verskil tussen 'n skryba en 'n skrywer. 'n Skryba is iemand wat soos 'n sekretaresse besig is om aantekeninge te maak. Die skrywer is die een wat dikteer. Alraai. Nou, dit sê ook vir ons in hoofstuk 1, waar vind hierdie illustrasies en waar vind hierdie vertellings plaas? Dit stip ook baie duidelik aan wie is teenwoordig toe hierdie, aan die ander woorde, wie is die getuies, wie is die ouens wat kan getuig van die waarheid van dit wat opgeteken word. Die hoofstuk 2 gaan oor die briewe aan die eerste 4 gemeentes en ons het nodig om te gaan kyk na dit, want dit is 'n baie belangrike gedeelte wat praat oor die verskillende fases in die ontwikkeling en die stigting van en die opgroei van die kerk van Jesus Christus. Right, so die hoofstuk 3 praat oor die laaste 3 van die 7 gemeentes. En dan hoofstuk 4 gaan Johannes en hy praat oor die dinge wat was, sê die Heilige, die Gees of die Engels sê vir hom, teken op die dinge wat was, dit wat is en dit wat kom. So in ander woorde, teken die geskiedenis op. Teken op waar ons is op die huidige oomblik en sê ook profeties wat kom. Alright. Die hoofstuk 5 praat van die boekrol in die regterhand van God wat verseël is met die 7 seels voorop en agterop beskryf is. Dit is die titelakte van die aarde, want dit is een van die dokumente in die ou Hebreëse gebruike wat hierdie een van die enigstes waar daar voor en agterop die perkament geskryf is en spesifiek glo ek die gedeelte voorop sal die beskrywing en die omskrywing van die eiendom wees en die agterop gedeelte op wat daar geskryf staan is waarskynlik wat is die voorwaardes van die besitreg van hierdie eiendom wat beskryf word. Alright. En dan gaan dit van daar af sien 'n mens nou word
kom die eerste of die 7 seels word oopgemaak. Die titelakte is verseël met 7 seels. En hoofstuk 6 praat van die oopmaak van die eerste 6 seels. Alright. So dit omskryf wat gaan daarin. En jy moet asseblief gaan luister na die vorige afleweringe as jy nie al hierdie goeie so mooi verstaan of weet waarvan ek praat nie, want dit is daarin vervat. In hoofstuk 7 het gepraat spesifiek van die 144.000 Israeliete, 12.000 uit elke stam wat in Israel was. So 12.000 uit die 12 stamme beteken 144.000. En dan praat dit in die tweede plek is daar 'n openbaring van die ontelbare menigte wat Johannes beskryf wat hy sien wat voor die troon van God staan. So hoofstuk 8 dan nou sal die storie vir ons verder neem. Nou hoofstuk 8 van Openbaring handel en spreek die oopmaak van die 7de seël aan en dan die goue wierookbak. So dis die twee hoofomskrywings wat plaasvind in hoofstuk 8. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom ons stilte in die hemel, omtrent 'n halfuur lank. Ekskuus, vir my is dit soos 'n aankondiging, daar moet stilte kom voordat daar 'n nuwe lied gesing kan word. Daar moet stilte kom voordat daar 'n verandering kan plaasvind met ander woorde. En hier sien ons in die hemel, die uitwerking daarvan is nie op die aarde nie hoor. Dit is die uitwerking in die hemel waar dit omtrent vir 'n halfuur lank stil raak. En ek het 7 engele gesien wat voor God staan. En 7 basuine is aan hulle gegee. Nou 'n basuin in die Ou Hebreëse gebruike was iets wat 'n oordeel of 'n afkondiging maak van af die troon van God. En dit vestig die aandag daar, dit roep aandag daarna toe. Okay. En 'n ander engel het in vers 3 het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan en baie reukwerk is in hom gegee. Luister mooi. Daar's sekere plante en blomme en materiale wat nie regtig 'n vreeslike goeie reuk afgee voordat dit verbrand word. So dis hoekom hy staan met hierdie materiaal wat aangename geure, paaiende en stillende geure het, staan hy om dit te meng en dit op die altaar te sit. Anderswoorde die altaar bevat vuur om te help met die vrystelling van hierdie geure. Maar hy vat ook die baie reukwerk aan hom gegee en hy moet dit meng met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon, om dit op die troon voor die troon te lê. Nou kyk baie mooi, die gebede, dis die gebede van almal wat op die aarde is nie. Dit praat spesifiek van die gebede van die heiliges. Nou die gebede van die heiliges gaan hoofsaaklik daaroor dat mense opgedra word of wat voor die troon van God 'n petisie lê of 'n vraag lê of 'n uitdrukking gee van liefde aan hom of om hom te vra om iets te vat en dit te verander op die aarde. Right. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. Ek wil hê ons moet net let daarop. Hierso is nie enige onsuiwere karakters en dinge wat besig is om te gebeur nie, hierso nie. Dis nie demoniese magte nie, dis nie gevalle engele nie. Dit is engele van God wat voor die troon van God staan. En hierdie engel van die reukwerk en hy laat dit saam met die gebede voor God opgaan. En toe
toe hy dit klaar gedoen het, toe vat die engel, dan moet jy onthou, die vuur waarop die reukwerk verbrand is en waar die gebede van die heiliges op beland het, behoort nou deurdrenk te wees van die gebede. Right. So nou in vers 5 staan daar, en die engel het die wierookbak geneem, dit met vuur van die altaar volgemaak. In ander woorde, dit tel die vuur op, maar dit tel ook alles op wat op die vuur geplaas is, en hy het dit op die aarde gegooi. Luister mooi, dis iets wat van die hemel af na die aarde toe kom. Dit word van die hemelse altaar af op die aarde gegooi. En die oomblik toe dit plaasvind, het daar stemme, donderslae, weerligte en aardbewing gekom. Nou, die donderslae en weerligte kan dit maak 'n onderskeid tussen stemme, dit sê met ander woorde, hierso is ek sou dit moet raai en 'n prentjies teken hier so wat nie skriftuurlik so aangeteken is spesifiek nie, maar ek sien dat die stemme gekom het. Stemme is mensestemme. Stemme is dit wat klaar gesê was en geuiter is op aarde. En dan tweedens, donderslae. Donderslae is wanneer dit in die troonkamer vanuit die troon van God het, is daar stemme wat opgaan, maar die oomblik as hulle praat, klink dit soos donderslae. En weerligte. En weer eens, onthou dit gebeur op die aarde. En weerligte, daar's met ander woorde verskriklike elektriese versteurings wat plaasvind. En dan 'n aardbewing. Nou kyk mooi. Ekskuus tog. Die aarde ekskuus tog, word in 'n staat van druk of kompressie amper geplaas deur die stemme wat kom, die donderslae en die weerligte. En die aarde, soos enige iets, is daar iets met so geweldige impak kom, is daar 'n reaksie. Nie 'n respons nie, daar's 'n reaksie. En die aarde se respons op hierdie stemme, donderslae en weerligte, is dat die aarde kom met 'n kragtige bewing tevoorskyn. Hoofstuk 8 dan vanaf vers 6, dit praat van die 7 basuine. En die engele met die 7 basuine het hulle gereed gemaak om te blaas. En die eerste engel het geblaas. Luister baie mooi wat gebeur hierso. Daar het haal en vuur gekom, met bloed gemeng. En dit is op die aarde gegooi. Dis met ander woorde, kan jy sien die konnotasie of die aankondiging deur 'n basuin bring oordeel. En hierdie is geweldige oordeel. Die eerste engel blaas, haal, vuur, met bloed gemeng op die aarde. En 'n derde van die bome het verbrand. En al die groen gras het verbrand. Aan die ander woorde, die sagte plantaardige weefsel kan nie die haal, vuur en bloed, daai hele storie verwerk of verdra of enigietsie. 'n derde van die bome het verbrand. Dit sê spesifiek verbrand. En al die groen gras het verbrand. Die vuur het dit uitgewis. En die tweede engel het geblaas, iets soos 'n groot berg wat brand met vuur, is in die see gegooi. Nou kyk baie mooi, die tweede engel blaas, en iets, dis nie 'n vasgestelde voorwerp nie, maar dit lyk soos 'n groot berg wat brand met vuur.
Praat dit van 'n vulkaan? Ek dink nie so nie. Die tweede engel blaas, en onthou, wanneer die engel blaas, dan is dit iets wat van die hemel af aarde toe kom en die aarde beïnvloed en 'n invloed op die aarde uitoefen wat voorheen nog nie sigbaar is wat gesien is nie. En 'n groot berg wat brand, dit kan as 'n mens begin bespiegel en jou gedagtes laat gaan, kan dit 'n asteroïde wees. Dit kan baie ander dinge wees, hemelliggame en en soortgelyke dinge wat in die ruimte is. En dan dit sê en 'n derde van die see het bloed geword. Kyk, die derdes. Eerste bassein veroorsaak 'n derde van die bome het verbrand en al die groen gras. Tweede engel blaas en 'n derde van die see het bloed geword, wat veroorsaak of tot gevolg het in vers 9 dat 'n derde van die lewende skepsele in die see gesterwe het. Aan die ander woorde, al die bevolking van die see. Dit praat van elke van die skulpe reg deur tot die ander diere, die visse en al hierdie skepsels wat in die aarde, in die see is, sterf. 'n derde van die skepe op die aarde, op die see vergaan. So hierdie item wat die groot berg wat brand, wat lyk soos 'n groot berg wat brand met vuur, veroorsaak dat daar geweldige verwoesting kom op die see, binne in die see, maar is 'n derde van die see. Dit beteken vir my, as ek daarna dink en logies gesproke behoort dit te wees dan dat 'n derde van die seeoppervlakte in die wêreld. So dit kan gelokaliseer word tot 'n sekere gedeelte van die see of 'n sekere area, of dit kan die volle see wat die hele aarde bedek, wat die Stille Oseaan en die Indiese en die Atlantiese Oseane, dat almal van hulle geaffekteer gaan word. Maar dit staan nie so in die skrif aangeteken nie. En dit sê die geweld wat daar uitkom is dat lewende skepsele in die see sterf, 'n derde van die skepe vergaan, 'n derde van dit. En toe, vers 10, en die derde engel het geblaas. En 'n groot ster wat soos 'n fakkel brand, het uit die hemel geval. En dit het geval op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. Nou, as ek kyk na hierdie instrument wat hier voortkom, nou watter ster brand soos 'n fakkel? Dan word ek onmiddellik herinner dit my aan komete. Want 'n komeet lyk soos 'n fakkel wat brand. Hy het 'n kern waar daar 'n vlam is, maar hy maak ook so 'n trail, 'n afskeiding van lig en vuur. So hy lyk hierdie kan moontlik dan nou in groot ster wat soos 'n fakkel brand, 'n komeet wees. Kyk waar kom hy? Hy het uit die hemel geval. Waar het hy geval? Op 'n derde van die riviere en op die waterfonteine. Okay. En die naam van die ster word genoem, in Afrikaans sê hulle Alsem, in die Engelse vertaling sê dit wormwood, wat 'n sekere tipe hout was, wat 'n ongelooflike bitterheid veroorsaak het as dit in water in aanraking kom. Maar dit sê die naam van die ster word genoem Alsem. En 'n derde van die waters het als geword. Met ander woorde, die derde van die waters het verbitter, vergiftig, besoedel geraak.
En baie mense het gesterwe van die water, omdat dit bitter geword het en besoedel is deur hierdie ster wat val. Okay. Vers 12, en die 4de engel het geblaas. Nou kyk net hierso. 'n derde van die son is getref, 'n derde van die maan en 'n derde van die sterre, sodat 'n derde van hulle donker sou word, en die dag vir sy derde deel nie lig sou gee nie, en die nag net so. Kom ons dink so 'n bietjie oor hierdie ding. As ek nou weer sit in hierdie verbeelding van my laat gaan, dan wil dit vir my voorkom asof daar amper een of ander hemelliggaam of 'n ding, of verduistering of rook as gevolg van daai alsem wat geval het, of wat ook al veroorsaak dat die son nie kan skyn nie, nie kan deurbreek en op die aarde skyn nie vir 'n derde van die dag, of 'n derde van die son is getref, of dis iets wat spesifiek die son self tref, en dan veroorsaak dit as gevolg van die feit dat die son getref word, dat die maan nie kan skyn nie, maar die ander ding wat hier gebeur is 'n derde van die sterre word donker, en die dag gee vir die derde van sy deel nie lig nie, en die nag net so. Die sterre verdonker ook, so dit beteken vir my amper op 'n suiwer ou plat logiese vlak, dat daar 'n voorwerp is wat die lig wegneem van die aarde af, wat in die pad is wanneer jy kyk op na die hemel, wat jy nie verby dit kan sien nie, om te sien 'n derde van die hemel is verberg agter hierdie voorwerp of wat dit ook al is. En ek het gesien, vers 13, en gehoor 'n engel wat in die middel van die hemel vlieg, wat met 'n groot stem sê, wee, wee, wee. Nou, wee is 'n uitroeping van hartverskeuring amper, wat gepaard gaan met die uitering van die geluid. Dis 'n weergee van 'n toestand van verskriklike omgekraptheid binne en seer en al hierdie dinge binne in 'n persoon. Wanneer iemand sterf, dan is daar die vrouens wat huil en wat die rou bedryf. Dit is soos 'n rou uitroep. Daar's 3 sterre wat nog moet kom, en hierdie engel sê, hy vlieg in die middel van die hemel, hy sê met 'n groot stem, sê hy, wee vir die volgende, die 5de basyn, wee vir die 6de basyn, en wee vir die 7de basyn. Dit beteken, wat op die aarde woon, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die basyn, van die 3 engele wat nog sal blaas. Die geluide van hierdie basyne gaan met ander woorde ontsluit dinge wat verskriklike rou beklaandheid sal opwek op die aarde. So, Openbaring hoofstuk 8 is die eerste hoofstuk waar daar nou 'n verskuiwing is in die ek sê die atmosfeer as dit ware van die hemel word stil. Want hulle sien dat alles wat gebeur het tot dusver kom nou tot 'n punt toe. En Openbaring hoofstuk 8 gaan spesifiek oor die eerste 4 seels wat oopgemaak word, en dit gaan ook oor die wierookbak wat opgaan, want eers is daar die gebede
wat tot God gaan, wat sê, Here, asseblief spaar, wees genadig, moenie dat alles vernietig word nie, Here, asseblief, nie hierdie gebede gaan voor die, of hierdie petisies gaan voor die aangesig van God op, om die aarde te beskerm en die mense op die aarde te beskerm. So hoofstuk 8 gaan daaroor, en dan gaan dit oor die uitwerking van die eerste 4 seels. En ons sien dat elke slag as 'n basuin blaas, is daar verwoesting wat op aarde plaaskom. Nou ja, kom ons bid gou saam. Vader, ons sê baie dankie dat U hierdie dinge aan ons wil wys. Dat U wil hê ons moet kyk en lees en weet. Want U het hierdie dinge aan Jesus vertel. En Jesus het sy engelopdrag gegee om Johannes al hierdie gebeure te laat opskryf, sodat ons kan weet wat die toekomsplanne is en wat gaan gebeur met die aarde. Seën hierdie boodskap, Here, wil U dit vir ons oopbreek. Ons stel ons harte tot U beskikking, sodat U dierbare Vader op ons harttafels deur die Heilige Gees kan skrywe. Dit wat U wil hê ons moet leer. Ons eer en aanbid U in Jesus se naam. Amen. So as jy iets op die hart het oor hierdie lesing, is jy welkom om 'n e-pos te stuur na openmywoord@gmail.com. Dit is weer sê ek, openmywoord@gmail.com of openmywoord@gmail.com. Ek hoor graag van jou en wat jy dink van of wat jou sienings is omtrent van hierdie dinge, want nie een van ons ken die stories volkome nie, nog nie. Die Bybel sê ons is volkome geken deur God, maar ons sal volkome weet wanneer ons by hom kom. Amen. Seën vir u.